Dis Sondagmiddag. Jy's dalk in 'n ou kerkbank of op 'n rusbank met jou oorfone in. Maar iets het verander. Jy het al voorheen geglo en dalk glo jy nou nie eintlik meer so lekker nie. Of dalk meer realisties, jy probeer nog glo, maar iets sit net nie lekker nie. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Dalk, net dalk, is die rede nie dat jy te min van Jesus weet nie, maar dat jy 'n weergawe van hom gekry het wat van die begin af 'n bietjie skeef was. 'n een segment weergawe. Dis interessant. Wanneer mense sê hulle het wegbeweeg van Jesus, bedoel hulle amper altyd 'n spesifieke Jesus. Die Jesus wat net praat wanneer jy skuld voel. Die Jesus wat jy inroep as jy weer iets verkeerd gedoen het. Die ingeval van noodgeval Jesus. Of dalk die beste vriend Jesus, wat jou nooit regtig kon uitdaag nie. Maar wie het ons daardie Jesus gewys? As jy vandag historiese sou vra, wie was Jesus regtig? Dan begin hulle by 'n revolusionêre Joodse leermeester uit die 1ste eeu. Maar nie net 'n leermeester nie, nee. Die eerste Christene was oortuig, hy is die koning, Christus, nie 'n bynaam nie, nie 'n van nie, maar 'n koninklike titel. Die Nuwe Testament noem hom 496 keer Christus. En dis nie toevallig nie. Hulle het nie geweet van kerk soos ons dit ken nie. Hulle het geweet van 'n koning wat opgestaan het en nou heers. En hulle het hulle lewens daarvoor gegee. En hier is die ding, as jy Jesus sien net as helper, redder of geestelike diensverskaffer, dan kan jy hom eintlik maklik een kant toe skuif. Jy het mos nou nie hulp nodig om elke hoek en draai nie. Of dalk voel jy, hy het nie vir jou gewerk nie. Maar as jy sien as Jesus koning is, dan gaan dit nie oor of hy vir jou werk nie. Dan gaan dit oor of jy gereed is om deel te wees van 'n nuwe soort heerskappy. Dan is geloof nie 'n reëlsisteem nie, dis deelname. Dis nie performance nie, dis teenwoordigheid. Wat as jy die verkeerde weergawe van Jesus verwerp het? Wat as jy eintlik reg was om dit te verwerp, omdat dit nooit die ware storie was nie? Dan is jy dalk nie klaar met geloof nie. Jy is dalk net besig om terug te keer na die oorspronklike storie, na die koning wat sê, my koninkryk is hier, kom saam, kom deel in my manier van regeer, met barmhartigheid, met omgee, met liefde, met daar wees vir jou naaste, selfs die wat jy dink ver van jou af is. En dalk, net dalk, is dit nie net goeie nuus nie. Miskien is dit die goeie nuus. Tot môre, mooi loop.